Hartlike goeiemôre aan die almal gemeente. Baie welkom by 'n besondere geleentheid vanoggend, so vroeg, goeie Vrydag, saam met die Christendom dwars oor die wêreld. Ons is nie alleen nie, Christene in kerke en geboue, in huise, onder bome, in die veld iewers, wat bymekaar kom om hierdie grootse dag te herdenk, wat die skeiding gebring het tussen voor Christus en na Christus, die kruis van ons Here Jesus Christus. Baie welkom. Mag dit vir 'n baie geseënde diens wees, mag ons bewus wees van die Here se teenwoordigheid. Ek wil graag hoor, is daar besoekers vanmôre by ons in die hande opsteek asseblief? Enige besoekers wat nou nie lidmate van Meierton Parkgemeente, hier is besoekers. Baie welkom aan julle vanmôre hier. Mag die Here ook vir julle ryklik seën. Dalk ander besoekers vanmôre. Chris nou hierso en enige ander. Ons almal van Meierton Parkgemeente. Geliefdes, kom ons gee geleentheid vir 'n oomblik van stil gebed wat ons onsself kan voorberei op hierdie heerlike geleentheid. Ons hulp kom van U, die enige ware God, skepper van die hemel en die aarde. Ons kom en pleit waar ons hier voor U wil buig in aanbidding, dat U ons mag seën met U teenwoordigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, Jesus Christus, ons Here en die Heilige Gees. Ons gaan vanmôre saam sing die Onse Vader, en ons gaan dit staande doen. Om ons sing dit biddend, want dit is die gebed wat ons Here vir ons geleer het. Liefdes, ons skriflesing vanmôre kom uit die evangelie volgens Johannes 19. En ons gaan saam lees vanaf vers 28 tot 37. Opskrif daar, Jesus sterf. Kom ons bid om die Here se seën met die lees en die bediening van sy woord. Heerlik Here, dat ons môre by mekaar kan wees op 'n besondere dag. Christene dwars oor die wêreld wat al reeds by mekaar gekom het, nog by mekaar gaan kom. En ook ons hier vanmôre in Meierton Parkgemeente hier saam. Want wat ons hier gedenk is die belangrikste gebeurtenis ooit. Vandag en ook met die oog op Sondag, Paaszondag, wat U uit die dood uit opgestaan. Dat U vanmôre ons harte mag vul met die Gees. En ons sal instel op wat U vir ons wil kom sê. Ons bid en smeek en pleit dit in die heilige naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons lees Johannes 19 vanaf vers 28. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is,
Nie sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak en bring dit na sy mond. Jesus, die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees gegee. Aangesien dit die voorbereidingsdag was, en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag. Het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggame verwyder moet word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Want hierdie dinge het plaasgevind sodat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word. En 'n ander skrifdeel sê weer, hulle sal hom sien vir wie hulle deurbehoort. Vers 33, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Johannes 19:30, toe Jesus die suurwyn neem, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees gegee. Net tot sover. Ons skrif lees in die boodskap Christus, die volmaakte offerlam. Geliefdes, sedert die sondeval in die paradys, is die dood met ons. Voor die sondeval was daar nie sprake van dood nie. Ons kan ons eintlik dit nie indink nie. Na die sondeval van die mens het hierdie werklikheid, hierdie realiteit van die dood sy intrede gemaak in die skepping. Elke mens wat gebore word ook gebore om te sterf. En omdat Jesus as die ewige seun van God mens geword het, was hy op bestem om te sterf. Maar nou moet ons dadelik sê, daar's 'n groot verskil tussen Jesus se sterwe en ons. As mens van 'n gelowige dit weet om se sterwe praat, die dag as jy tyd hier op aarde verby is, jy blaas jou asem uit. Daar kom 'n skeiding tussen siel en liggaam. Die liggaam bly agter. Die gees, die siel leef voort.
Maar vir ons as gelowiges is die dood net 'n deurgang, net 'n brug, net 'n oorstap na 'n nuwe lewe. Ons wat in die Here Jesus Christus glo, dis die belofte. Maar Jesus se dood was oneindig veel meer as dit. En dis wat ons ook hoor vanmôre in die geleesde gedeelte. Natuurlik lees ons ook hierdie gedeelte saam met die kruis en sterwensverhale van die ander evangelies ook, maar die Johannes evangelie wil 3 dinge vir ons sê. Die eerste is, Jesus se dood was betaling gewees. Dit was die betaling vir die sonde skuld van die mens. En dis die wesenlike van waaroor dit vandag gaan. Goeie Vrydag, die herdenking wat stem tot nadenke van Jesus se kruisiging en sterwe. Dit was betaling. Dit was nie maar net 'n mooi voorbeeld van iemand wat so opofferend was dat hy bereid was om sy lewe weg te gee en dat ons nou maar net in sy voorbeeld moet volg op 'n manier nie. Dit staan vir ons in Johannes 19 se 30ste vers. Hierdie kruiswoord van Jesus, toe hy gesê, dit is volbring. Dit is klaar. Jesus sê, ek het klaar betaal. Soos wat u en ek sou gaan om jou skuld af te los, en jy daardie bedrag in jou sak, en jy gaan betaal dit volledig. Sodat jy niks meer skuld nie. Kom sê die Here Jesus, dit is volbring, ek het klaar, volledig, 100% vir die skuld van die mensdom betaal. En hy sê dit, het ons gehoor, nadat hy gesê het, ek is dors, was gebruiklik daar by die kruis, was daar die wyn, die suur wyn, wat die soldate gedrink het. Een van hulle neem 'n marjolein-takkie, hoor ons, met 'n redelike stewige stammetjie gehad, en sit 'n spons bo-op, druk dit in hierdie suur wyn, bring dit tot by Jesus se mond. Natuurlik om verligting te gee vir daardie verskriklike dors. En dan sê hy, betaal. En geliefdes, deurdat die Here Jesus vir ons betaal het so volledig, sê ons is hy God se volmaakte paaslam, wat vir ons as lam van God geslag is, om volledig vir ons te betaal. Dis die eerste wat Johannes in sy evangelie onder die leiding van die Heilige Gees wil sê. Ons moet dit weet, ons kan dit glo. Vir jou en my skuld het hy ten volle betaal. Tweedens, hierdat hy betaal het, moes hy homself vrywilliglik oorgee aan die dood. Dis ook sekerlik 'n verskil. Dis in Jesus se dood in ons sin. U en ek word oud, of ons word siek, of ons sterf af deur 'n ongeluk, of wat ook al.
In 'n sekere sin moet ons sê, die dood kom haal jou. Maar die dood het nie vir Jesus kom haal. Hy is reeds aan die kruis die oorwinnaar oor die dood. Hy gee homself oor daaraan. Want alleen so het hy volledig betaal vir ons skuld. Op 'n wonderlike manier het hy reeds dit gesê in Johannes 10, waar Jesus gepraat het en gesê, ek is die goeie herder. Maar wat doen die goeie herder? Hy sê, ek is die goeie herder, vers 11. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Skape is ons. En dan in vers 18. Niemand neem dit van my af weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om my lewe af te lê en ek het volmag om dit weer op te doen. Hoor u, om vir ons te kon betaal, moes Jesus homself oorgee in die dood. Ons vind dieselfde in Lukas 23 vers 46, waar daar staan, met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En nadat hy dit gesê het hy sy asem uitgeblaas. Dis die betaling. Dis hoekom Jesus vir ons die volledige paaslam is. Die derde wat Johannes wil sê is, Jesus het werklik gesterf. Dis vir Johannes baie belangrik. En ons sal nou oor hoekom. So lees dit was die voorbereidingsdag vir die Sabbat. Aan 'n woorde, Vrydag, die volgende dag, die Saterdag, sou die Sabbat aanbreek. Was op die voorbereidingsdag. En dit was 'n groot Sabbat, lees ons hier in die teks, 'n besondere Sabbat wat aangebreek het, want die Jode het gesê, en natuurlik in navolging van die voorskrifte uit die Ou Testament, die maand Nisan was die maand waarop die Pasga gevier moes word. En op die 15de van Nisan, stem ooreen met ons Maart, April, waar ons nou is. Daarop moes die Pasga plaasvind, op daardie datum. En toe Jesus sterf aan die kruis, dis op die voorbereidingsdag van die Sabbat, wat op die 15de sou val. Dit gebeur nie altyd, dat die Sabbat presies saamval met die dag waarop die Paasfees deur die Jode gevier is. Daarom was dit 'n groot Sabbat gewees. En die Jode kom na Pilatus toe met die versoek dat hy 'n bevel moet uitvaardig dat die 3 liggame aan die kruise afgehaal moes word. En hulle het 'n rede daarvoor. Hulle het gesê, hierdie liggame mag nie bly daar aan die kruise tot en met die Sabbat nie, want dit gaan die Sabbatdag verontreinig. Hulle het geweet wat staan in Deuteronomium 21 vers 23. God het gesê, jy mag nie as iemand ter dood veroordeel word en jy hang hom aan 'n stuk hout op, dan voor sononder moet die liggame verwyder word. Anders is dit 'n verontreiniging. God het die sterwe aan 'n hout vervloek. Daarom sê die Jode vir Pilatus, al af, anders word hierdie groot Sabbatdag verontreinig. En wat die Romeine dan gedoen het, die kruisiging was bedoel as 'n lang uitgerekte, martelende dood. Wat hulle dan gedoen het, hulle het 'n groot hamer gevat.
En dan het hulle die bene van die mense wat daar gehang het, met daardie hangers fisies gebreek, stukkend geslaan. Wat dan veroorsaak het dat die dood omtrent dadelik vanweer die liggaamlike skok intree. Die soldate kom by die twee misdadigers wat aan weerskante van Jesus gehang het, breek die bene, hulle sterf, maar toe hulle by Jesus kom, toe sien hulle dat hy reeds dood is. En daarom breek hulle nie sy bene. En hulle doen dit natuurlik nou maar, omdat hulle dink dis die aangewese om te doen, maar God beskik dit so. Want as jy teruggaan in die Ou Testament, die paaslammetjie wat geslag moes word, en wat die Jode moes eet, om terug te dink hoe God hulle verlos het uit Egipte land, sy bene mag nie gebreek geword. Duidelike opdrag, Exodus 12:46. 'n been daarvan mag jy nie breek nie. Wie is Jesus? Die ware paaslam. Die vervulling van al die Ou Testamentiese lammers, wie se bene nie gebreek mag geword het. En God beskik, sy bene word ook nie gebreek. Hy is die ware paaslam vir ons geslag. Maar om die dood van Jesus nog meer te beklemtoon, kom Johannes en hy gaan verder. Hy sê, maar die soldate moes baie seker maak, hierdie persoon wat gekruisig is dood. En een van die soldate kom met sy spies en hy druk dit in die sy van Jesus. Ons weet nie of dit die linker of die regter sy is. En dan gebeur daar iets merkwaardigs. Daar kom dadelik staan daar bloed en water. Daaroor is daar al baie gedink en geskryf. Medici, dokters het gesê, maar dis merkwaardig, dis nie veronderstel gewees dat dit moes wees nie. Dit dui daarop dat die hartspier van die Here Jesus waarskynlik geskeur het. Wat iets sê vir ons van sy verskriklike betaling. Maar die sonde skuld van die ganse mensdom op hom geneem en dit gedra. Helse smarte vir ons moes verdoen. En daarom die merkwaardige bloed en water. Maar dis die absolute bevestiging, Jesus is dood. Terloops, wonderlik hoe die Bybel by mekaar kom. Sagaria 12 vers 10, en hulle sal na hom kyk wat hulle deurboor het. Wie word dit vervul? 'n gewone soldaat steek sy spies in Jesus se sy, maar God beskik dit soos die vervulling. Hoekom moes hy sterf, broers en susters? Hoekom is ons by mekaar? Hoekom moes die Here Jesus sterf? Weer eens die Bybel, Genesis 2 vers 17, waar God vir die mens sê, die dag as jy eet van hierdie boom van die kennis van goed en kwaad, sterf. Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. God is 'n heilige God. Daar kom op geen ander manier kon betaal word vir ons deur die dood van sy seun. Daarom is dit vir Johannes belangrik om te sê hy is dood. En Jesus se waar hy vir ons aan die kruis die ewige dood gesterf. Maar dit klaar gemaak. Dis betaal. Hy is die paaslam. En God is waar, wat hy sê is waar. God het gesê, die dag as jy hiervan eet mens, dan sterf jy. Dit sal die betaling moet wees, die dood. Jesus sterf die dood. Broers en susters, ons moes die dood gesterf het.
waarvan ons hier hoor, die ewige verskriklike dood, ons wat sondaars is, ek en jy. Maar God is 'n God van liefde. God kon nie. God kon nie sê, julle betaal, ons betaal. Hy het sy seun, die Paaslam, uit liefde vir ons, sy liefde vir jou, gee hy vir Jesus as die Paaslam. Wat is die doel van Johannes? Wat wil hy sê? Hoekom beskryf hy die kruisiging vir ons in soveel detail, die bene wat nie gebreek word nie, die spies in Jesus se sy, hoekom doen hy dit? Hy sê in vers 35, sodat ook julle tot geloof kan kom. Dis sy doel. Die Paaslam het betaal met sy dood, maar glo nou. Glo nou. In 'n wêreld van ongeloof roep die skrif ons weer op hier tot geloof. In 'n wêreld waar jy die ongeloof oral sien en beleef, hoe mense maak en doen, die oproep glo en leef met geloof. Glo in God se Paaslam vir jou en my geslag. Vanmôre die teken van die brood gebreek word, teken van die wyn, en sien ons in die geloof, ek en jy, die Paaslam, wat volledig met sy dood vir ons betaal. Amen. Geliefdes, net so 'n paar baie kortliks môre uit die nagmaalformulier, die belangrikste. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtes. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtes. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Want die Here wat vir ons aan die kruis gesterf het, geliefdes, vir ons betaal het op die Paasondag opgestaan, en hy kom weer. Vanmôre sien ons die Paaslam van God. Ons dink terug wat hy vir jou gedoen het. Ons word in die geloof verseker van wat hy vir ons gedoen het. Ons weet in die geloof is ons aan hom verbind en ook aan mekaar. Ons weet dat hy weer kom. En ons is saam, al is dit 'n besondere dag, met 'n gewyde en stille vreugde in ons harte. Dankbaar oor die Paaslam vir ons geslag. Saam met 'n stuk verootmoediging, Here, dis my sonde en jou sonde wat gemaak het dat hy daarom saam. Daarom 'n stuk verootmoediging ook, maar 'n vaste voorneem om jou hele lewe voortaan vir die Here te leef, vir hom uit dankbaarheid. Geliefdes, kom ons sing saam 'n lied, lied 395.
vers 1, 2 en 3, terwyl ons so bly sit. Kom ons gebruik dit as 'n persoonlike antwoord op die woordbediening vanmôre. My verlossing aan die kruis. My paaslam. Kom ons sing vers 1, 2 en 3, elkeen persoonlik, maar ook saam in antwoord op die bediening. Liefdes, ek dink ons elkeen het ook behoefte daaraan, terwyl die tafel vir ons voorberei word, om ons die geleentheid vir stille nadenke, as u wil, gebed ook, terwyl die tafel vir ons voorberei word. As verteenwoordigers van ons almal, soos eintlik ons nou almal veronderstel om rondom die tafel te kom sit, maar dis nie prakties moontlik nie. Maar as verteenwoordigers van ons almal, wil ek graag vanmôre oom Corrie en Betty Grobler om hier voor by my te kom sit. En dan ook Mitsie Miller en Suzelle, haar kleindogter, Suzelle wat verlede jaar ook belydenis van geloof afgelê het, sal dankbaar wees as julle hier ons sal kom verteenwoordig hier voor kom sit asseblief. Liefdes, ek gaan vra dat ons staan en dan gaan ek net vir ons die geloofsbelijdenis lees. Ek kan dit saam met my in u hart bely. Maar kom ons staan en dan bly u staande daarna wat ek net vir ons voorgaan. Kom ons staan asseblief. U kan saam met my in u hart bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag hier opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, en waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Here, ons kom en dankie dat ons hier kan wees vanmôre, so saam rondom die tafel, en kan gedenk wat u vir ons gedoen het. U, die Paaslam, wat die volmaakte prys betaal. Waar ons vanmôre saam is om dit te gedenk met die tekens van die brood en die wyn. Mag u Gees so in ons harte werk dat ons opnuut weer opgeroep word tot geloof in u en tot versterking van ons geloof. In u naam, o Here, bid ons dit. Amen. U kan weer bly. Liefdes, ons gebruik ons deel eers die tekens uit, die tekens van die brood en die wyn, en daarna, na die bediening van die tekens ook aan die nagmaal,
dan eers die instellingswoorde en as teken van ons eenheid in die geloof, ons saamwees in die liefde van die Here, gebruik ons dit dan ook soos gebruiklik saam. Amen. Geliefdes, die brood ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam vir ons laat breek het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy bloed vir ons gestort het tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Dat iemand is wat graag van die beker gebruik wil maak, gee net vir my 'n aanduiding. Daar is iemand asseblief. Nog iemand daar? Alle welkom. Liefdes net 2 gedeeltes. Johannes 15 vers 13 staan daar: groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. En dan Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat ons op hierdie besondere dag kan glo. En as U Gees wat die geloof in ons werk,
dat U vir ons volledig betaal het. Vir elkeen. Dat ons dit kan glo. Want ons is almal sondaars. Maar almal van ons wat in U glo, is gered. U gee aan ons die genadegawe van ewige lewe. Hoe kan ons U ooit genoeg dank met ons lewens? Ons het nie genoeg woorde. Maar ons wil, Here, ons wil U dank. Ons wil aan U gehoorsaam leef. Ons wil in U vreugde lewe. Mag hierdie besondere geleentheid daartoe dien, vir die eer en die verheerliking van God se naam. Amen. Geliefdes, omdat hierdie dag so nou verbind is aan Sondag, sonder die opstanding van Jesus niks hiervan betekenis nie, maar juist omdat hy opgestaan het, is dit vol van betekenis. Daarom reël ons dit nou so, ons gaan nou net sit en na 'n baie besondere lied luister, wat Petra vir ons op die orgel gaan speel, die vers wat ek sopas gelees het, Johannes 15 vers 13, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Ons gaan net sit en geleentheid gee om net die woorde te oordink hiervan, die impak God se liefde vir jou. Die vanmôre God se liefde kan vat opnuut weer. God het jou lief. En as die lied klaar is Petra klaar die orgel gespeel het en raak stil, dan gaan ek nie weer die seën uitspreek nie, want ons wag nou vir Sondag. Môre is stil Saterdag, soos sê Christus was in die graf gewees. Maar ons kom Sondagoggend weer en ons sê die jubeling in ons harte uit opgestaan. Geliefdes, so kom ons reël dit so by die deure, as u dan uitstap, soos Petra klaar gespeel het, net stilte, en in stilte stap ons uit die kerkgebou uit. By die deure kan u 'n pragtige boekmerkie kry wat die diakens vir u sal gee. En mag hierdie dag vir u en u families en almal wat saam is baie geseën en besondere dag wees. Dankie Peter.